Goeiedag, jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Dr. Ben Moody, 'n plastiese en rekonstruktiewe chirurg, het onlangs geskiedenis gemaak. Hy het in April 'n 6 ure lange eksperimentele operasie op 'n 70-jarige demensieleier uitgevoer. Die operasie kan nuwe hoop vir pasiënte wat aan demensie ly bied. Dr. Moody kuier vandag by ons om meer oor die baanbreker werk te gesels. Baie welkom, Dr. Moody. Baie dankie. So blykbaar het hierdie operasie met die limfstelsel te maak. Kan jy presies vir ons verduidelik hoe die operasie eintlik werk? Okay, so tot redelik onlangs, kyk ons hele liggaam het 'n limfsisteem en die limfsisteem is eintlik maar ons skoonmaak sisteem as ek dit weet in elementêre taal eintlik maar kan verduidelik. So tot redelik onlangs het ons geglo dat die brein het nie so 'n tipe limfsisteem soos wat in die res van die lyf is nie. Dis maar 'n netwerk amper maar soos bloedvaatjies, is al limfvaatjies en dan limfknopies wat dan die filtertjies is. So die brein het 'n bietjie van 'n ander manier en ons het initieel geglo dat die brein op 'n ander manier van sy afvalstowwe ontslaa raak. Bietjie meer onlangs, so 6-7 jaar terug het dit met nuwe navorsing het die groepe wat breinnavorsing doen agtergekom dat daar is wel 'n limfnetwerk in die brein. Hulle het met sekere kleurstowwe en sekere toetse agtergekom. En dit het toe nou weet die denkrigting in veral in die siektes waar daar stowwe ophoop in die brein. Weet toe begin ons nou 'n bietjie dink daaroor. Want as iets ophoop in die brein, dit is ou se volgende vraag, maar hoekom hoop dit op? Is daar fout met die metabolisme? Is daar fout met die meganismes om van hierdie afvalstowwe ontslae te raak? Ons limfsisteem en die res van die lyf raak ontslae van hierdie afvalstowwe en komponente. So dit was 'n redelike logiese volgende stap om te sê, maar het hierdie sisteem wat ons nie voorheen regtig bewus was van nie, het hierdie sisteem miskien iets te doen met die feit dat goeders opbou. Is daar iets fout met hierdie sisteem? Is daar iets wat nie gevorm het iewers soos wat 'n persoon nou vorm voor hy gebore word? Is daar komponente wat nie lekker werk nie? Is daar iets wat fout gaan soos wat 'n ou deur die lewe gaan, dat 'n sisteem wat initieel mooi werk op 'n stadium dan nou nie meer so goed werk nie. So daar is nou 'n redelike lang intro as ek dit so kan sê, maar ons het toe nou verder gegaan en daar was hierdie operasie wat in China gebeur het, was 'n toevallige operasie wat eintlik met iets heeltemal anders te doen gehad het. Iemand het 'n kop en nek kanker gehad en gesigswelling en een van die kollegas in China het 'n limfoperasie gedoen, soortgelyk met wat ons gewoonlik in die arms doen vir borskankervroue of in die bene vir pelviskanker pasiënte, om van daai swelling in die gesig ontslae te raak. Die pasiënt het ook toevallig Alzheimer gehad en toe hulle daai operasie vir die swelling in die gesig gedoen om dit te probeer verlig, toe kom hulle agter maar die simptome van Alzheimer het drasties verbeter. So dit was soos wat hulle sou sê 'n incidental finding, en van daar af het die groepe reg oor die wêreld begin dink oor die opsies en oor wat dit beteken en hoe pas dit in en wat sê die anatomie en wat sê die fisiologie, om te probeer agterkom maar hoe werk hierdie? En dit is toe nou ten einde presies wat ons gedoen het. Dis 'n pasiëntjie met Alzheimer demensie, en ons het 'n operasie gedoen om die limfdreinasie te probeer verbeter wat van die brein af deur die nek gaan. In kort, ons maak eintlik maar 'n nuwe paadjie wat van die in plaas van net deur limf, herkonnekteer ons die limfvaatjies met bloedvaatjies, sodat ons eintlik 'n nuwe paadjie skep vir hierdie limf om te dreineer. Daar is redelike navorsing wat gewys het dat daar's 'n probleem met hierdie pasiënte se neklimfdreinering spesifiek. So ons moet dit so hoog as moontlik in die nek, moet ons daai limfvaatjies identifiseer en dit dan met 'n ander manier konnekteer met die bloedvaatjies. So dit gee amper 'n hele nuwe betekenis aan om jou kop skoon te kry. Dit is presies so. Maar jy het ook nou gesê die operasie het 'n spesifieke
tipe betekenis vir mense wat aan demensie ly. Watter hoop bied dit vir mense wat demensie het? Op hierdie stadium weet daar's verskriklik baie navorsing wat nou al vir baie jare in met al die breinsiektes gaan, veral met dementia. Die probleem is dit wat beskikbaar is in terme van behandeling, bied nie baie nie. En dit werk nie vir baie mense nie. En weet as dit het, sou ons nie gewees het waar ons was nie. Sou dit nie so 'n terrible siekte gewees het wat soveel families affekteer nie. So van my oogpunt weet die hoop wat dit bied. Ek dink as ons enige opsie het wat beter is as wat huidigelik beskikbaar is, dan is dit al reeds 'n wen. As ons sekere simptome kan omkeer, as ons 'n bietjie geheue kan terugbring, as ons bietjie spraak kan terugbring. Ek dink nie die verwagting is weet 'n totale omkeer van 'n siekte nie. Weet dit sou fantasties wees as dit moontlik is. Maar soveel families wat ons mee te doen het so 'n groot behoefte om net 'n bietjie van oupa of ouma weer terug te kry. Weet net dat oupa jou weer kan onthou of jou pa jou weer kan onthou en 'n gesprek voer en op 'n vraagie weer antwoord. So dit daar's 'n groot weet 'n emosionele komponent aan hierdie. Want families weet sit en toe kyk hoe 'n geliefde lewe, maar nie eintlik nie. Jy het nou gesê om 'n bietjie van die persoon terug te kry. En ek het eintlik persoonlike ervaring met demensie. My ouma het dit gehad en sy is daarvan oorlede of van die komplikasies waaraan gekoppel word. En daai gevoel om net jou persoon weer te kan sien as die kind of shell that they become, because they kind of forget everything that they were. En dan, jy het ook gepraat oor die huidige behandeling. Ek onthou toe my ouma siek was, daar was eintlik niks wat ons kon doen behalwe om die agteruitgang te ervaar saam met haar nie. En hierdie hoop is eintlik iets wonderlik. Wat ek vir jou wou vra is, het jy ooit gedink dat jy as 'n plastiese chirurg met 'n amper 'n neurologiese operasie 'n bietjie van 'n verligting kon gee aan mense wat aan demensie ly? Dit is vir my, daai verbinding is vir my nogal, dit is wild. Ja, so dit is 'n interessante koneksie. Is 'n plastiese chirurg weet dit absoluut niks uit te waai met die limfsisteem nie. Daar's 'n baie klein groepie plastiese chirurge wat belangstel in daai fyn limfwerk. Jy weet in Suid-Afrika is daar omtrent 3 of 4 chirurge wat nou en dan te doen het met limfrekonstruksie, as ek dit so kan sê. Dis nie deel van die normale opleiding nie, dis nie deel van ons normale blootstelling in Suid-Afrika nie. Dis maar ook deel van die redes hoekom ek Japan en Korea en Spanje weet toe gegaan het om by spesifieke mense dit te gaan leer. En dit is ook maar 'n toevalligheid. Al die professors wat ek weet wat, as ek dit so kan sê, my heroes is, hulle almal is verskriklik entoesiasties en passievol oor die limfsisteem en oor limfrekonstruksie. So vir my, al het ek daarvan gehou of nie, bloot maar net om by hulle te gaan oplei, het my blootgestel daaraan en weet hulle passie weet vryf my af aan hulle leerlinge, as ek dit so kan sê. So dit is maar die koneksie en die konsep, moet ek sê, is nie 'n nuwe konsep nie. In die limfchirurgie kringe het ons al gesels oor hierdie en gefilosofeer en weet wat dit moontlik kan beteken en hoe dit kan werk en watter is die beste tegnieke om te gebruik, waarskynlik vir die laaste 2-3 jaar weet by kongresse en gesprekke tussen ons, as ek weet, in die groep, as ek dit so kan sê. So dis nie weet iets wat 'n maand of 2 terug eers begin het nie. Dit kom na al 'n ruk. Maar daar's groot debatte gewees oor waar in die nek en hoe en watter limfknope en watter limfvaatjies. So daar's nou 'n klomp tegniese en akademiese vrae en met enige nuwe ding weet dis 'n blank canvas. Ons weet nie, selfs met hierdie operasie, en ek dink dit is wat dit opwindend maar ook moeilik maak is dat Alzheimer is net een. Daar is 'n hele string ander demensie
tipes en breinsiektes waar daar een of ander proteïen of 'n kombinasie van proteïene in die brein opbou. As ons teorie reg is, beteken dit dat hierdie tipe operasie miskien vir van die ander ook kan werk. Op hierdie stadium, ek is bewus van een Parkinsons geval wat in China geopereer is, wat daaroor terugvoer was en die terugvoer was goed. Maar die hele string ander en weet daar's Lewy body dementia, frontotemporal PSP. En daar's nog 'n paar ander wat ook hierdie proteïenkomponent het. So ek verwag dat groepe reg oor die wêreld ook stelselmatig die ander groepe ook gaan of die ander tipe siektes ook gaan toets en sien of dit miskien vir daai siektes ook waarde inhou. Jy het saam met een van jou mentors, Dr. JP Hong, voorberei vir die operasie. Hoe berei mens voor vir iets wat nie regtig wyd gedoen word nie? So gelukkig, die tipe tegniek is iets wat ons aangewoond is. Bedoelende, dit is 'n operasie wat ons redelik gereeld doen vir limfedeem in die been of in die arm. So, dis nie 'n nuwe operasie, dis net 'n nuwe anatomiese area. Ja. Ek en hy, weet hy is my mentor, maar ons is goeie vriende ook, so ons bel mekaar gereeld en gesels en ek hoor wat hy doen en hy hoor wat ek doen en weet gesels op en af oor al die nuwe dinge. So die tipe operasie wat in China gedoen is, hulle het 'n sekere tegniek gebruik en ek en hy was nooit was baie skepties oor hulle tegniek. En want dit is nie die tegniek wat ons gewoonlik vir die limfsisteem gebruik. In ons noem dit nou maar dag tot dag praktyk nie. So ek en hy het lekker gesels daaroor. Hy het sekere navorsing gedoen, hulle het sekere goedjies gesien, hy het 'n paar gevalle gedoen. En ek het ten einde besluit om die tegniek wat hy nou alreeds 'n bietjie sukses mee het, eintlik maar net so te vat en dit hierdie kant ook toe te pas. Ek het meer kontak met hom as wat ek met die Chinese kollegas het. Ek het ook 'n groter vertrouensverhouding met hom. En ek en hy kan openlik praat oor wat ons dink en wat ons sien van 'n akademiese oogpunt veral. So dit was eintlik maar natuurlik dat ek doen wat hy gedoen het, want ek kon sien en sy woord vat vir die resultate wat hy het. Ja. Een van jou pasiënte was blykbaar 'n familielid. Hoe het dit gebeur? So dit is 'n moeilike situasie. Ja. 'n Ou wil nie met hierdie tipe goed iemand naby noodwendig selekteer nie. Ek ken hierdie pasiënt al vir 20 jaar. Ek kon sien hoe hy agteruit gaan. Ek het kontak met die familie. Dit is een van daai situasies van ons het saam gekuier, ons het saam gebraai, ons het saam tyd spandeer. En ek kon sien hoe hy stadig maar seker agteruit gaan. Ons het deur 'n paar pasiënte gegaan om ten einde te besluit wat is die beste kandidaat vir hierdie spesifieke operasie, en van die groep wat ons kon kyk na en ten einde besluit oorneem, was hy by verre die beste kandidaat uit 'n risiko-oogpunt. Mense moet ook besef dat mense met demensie is siek mense. Dis nie net die brein in meeste van hulle nie, daar's 'n klomp ander kroniese siektes en hierdie operasie is beslis nie 'n opsie vir almal nie. Daar's mense wat van 'n chirurgiese oogpunt 'n onveilige keuse sou wees. As ons span en veral ons internis voel dat dit te gevaarlik is om iemand te opereer, bedoelende dat die risiko dat iets kan gebeur tydens die operasie of dat hulle slegter af is na die operasie, dan is dit nie 'n goeie kandidaat nie. So ons het van 'n veiligheidsoogpunt af en van klinies hoe die pasiënt is ten einde die besluit geneem. Maar dit was ten einde vir my beter want ek kon sy agteruitgang self sien. Ja. En weet dis andersins as 'n pasiënt voor jou kom sit, het jy nie 'n idee, weet 'n vreemde persoon, het jy nie 'n idee hoe die laaste 10 of 20 jaar vir die familie was nie, maar in hierdie oom se geval kon ek was ek 'n toeskouer.
Maar dit is seker nogal sinitergend as dit iemand naby aan jou Ja. is, want daar is seker meer druk op jou in daai geval. Ja, ag daar is ja en nee. Daar is meer druk, maar ook nie. Weet ek dink familie is sagter met dit. Maar ek dink daar is meer druk van my kant af persoonlik, want 'n ou het 'n groter behoefte en 'n groter hoop dat hierdie wel gaan werk. Want hierdie is een van daai goed. Ons het geen indikasie op hierdie stadium watter is die beste pasiënte om te opereer. Weet as ou die veiligheid eenkant sit en 'n ou kyk na hoe ver is iemand in die siekte, weet vroeg of medium of laat en daar's verskillende tipes en daar's gemengde beelde. So ons op hierdie stadium het geen idee watter is die beste tipe pasiënte nie. En meeste van die spanne reg oor die wêreld opereer pasiënte wat, as ek dit so kan sê, so medium of in die middel van die siekte, as daar so akademiese term is, daar moet ten minste goeie sterk simptome wees wat 'n ou kan sien en optel en kliniese tekens sodat as ons opereer dat ons ten minste kan sien hoe het dit verbeter. En nie net vir ons nie, jy weet dit moet vir die familie ook ooglopend wees dat daar 'n verskil is, anders werk dit nie, maar ons verwag dat as hierdie bewys word dat dit goed en veilig en 'n moontlike opsie is, dat pasiënte graag vroeër geopereer sou wou wees in die begin van die siekte en daar sal beslis gesprekke wees oor amper soos wat daar profylakties vir borskanker of vir van die ander siektetoestande sekere stappe geneem word. Weet hierdie is 'n siekte wat so 'n groot effek het op 'n persoon se lewe. Ek is seker dat die punt gaan kom waar as die familiegeskiedenis te groot is vir hierdie tipe siektes dat daar 'n oorweging sal wees dat iemand so 'n operasie sal kry profylakties tot weet nog voordat daar reg tekens is. Hoe monitor julle nou die verbeterings in die pasiënte? Ons het hierdie pasiëntjie 'n spesiale brein skandering gedoen om na spesifieke aspekte van die brein te kyk. By Sintok het ons spesiale span wat daarna kyk, as ook spesiale sagteware wat met AI sekere aspekte van die siektes en van die brein bietjie dieper assesseer as wat gewone breinscans gebeur, as ek dit so kan sê. So ons het 'n bietjie ekstra inligting wat help dat ons 'n bietjie meer nommertjies kan koppel aan sekere goedjies wat ons nou in die brein sien. Dis belangrik vir ons om nommertjies aan te koppel, want as ons 'n scan nou doen en ons doen nog een oor 6 maande, dan kan ons sien hoe die nommertjies verander, of dit nou goed of sleg is. So dit is hoekom dit vir ons belangrik was om dit te kan kwantifiseer. So ons het 'n breinskandering gedoen, ons gaan al 6 maande, dis nou 'n maand na die operasie, so oor 5 maande gaan ons nog 'n skandering doen. En dan het ons ook formele neurokognitiewe assessering. Dis een ding om vir iemand vragies te vra en hulle sukkel om te antwoord of hulle sukkel om te onthou, maar daar is gestandaardiseerde internasionale scoringsisteme, as ek dit so kan sê, wat praktisyne dan met iemand deurwerk en 'n sekere getalletjie aankoppel, en ons kan dan na 3 maande en na 6 maande daai toetse herhaal en sien watter aspekte, want dit is nou iets wat 'n klomp verskillende aspekte van 'n ou se breinfunksionering toets. Dan kan ons sien watter aspekte van breinfunksionering het verander en wat het slegter geword en wat het beter geword en wat is onveranderd. Dis plus minus maar dieselfde as wat in Korea gebeur. Ons probeer nog so 'n bietjie ekstra goedjies bysit. Veral ook met die oog op dat ons kyk ook nog van die ander siektes. Nie net Alzheimer's nie. So dan moet ons toets 'n bietjie wyer maak en ons span bietjie groter maak om te kyk na van die ander opsies ook. Ek het gelees dat die oom wat die pasiënt was, eintlik in die middel van die nag wakker geword het en sy vrou gesê het hy's lief vir haar. Is dit dalk 'n indikasie van die sukses van die operasie? Ja, so meeste van die terugvoer wat ons nou tot dusver gekry het, is van sy vrou af. Daar's al 'n klomp goedjies wat gebeur het en maar een van die mooi goedjies was omtrent so 2 of 3 dae na die operasie het hy bietjie rusteloos gewees so in die middel van die nag en sy het hom badkamer toe gestuur en hy het teruggekom en hy het
vir haar gesê, weet hy's lief vir haar. Nou, dit klink nie na 'n groot ding nie, maar hierdie persoon het die laaste 2 jaar niks meer as enkel woordsinne gesê nie. Selfs al vra 'n mens om iets oor wat hy passievol oor is. Weet hy het rugby geniet en hy het altyd stories oor sy army dae gehad en as 'n ou hom gevra daaroor, kon 'n mens net sien hoe bewe sy lippe en 'n mens kan sien die wiele draai in die kop, maar daar's geen spraak wat uitkom nie. Weet so vir hom om uit die bloute uit 'n voller sin vir sy vrou te kan sê, weet het beslis 'n hartsnaar vir haar geraak. En weet selfs vir ons op die oggend na die operasie toe ek vir hom weet vra, hoe gaan dit met oom vanoggend? Weet het hy nie in een woord vir my gesê goed nie, hy het vir my gesê met my gaan dit goed, dankie. So dit alreeds is 'n groot ding en ek dink op hierdie stadium is een van die grootste veranderinge dat so 'n week terug het sy my gebel. Sy het gewonder of hy so bietjie lighooftig of bietjie dronk in die kop is en terwyl sy met my praat, skree hy van die kant af, ek is nie dronk in die kop nie. En weet as 'n mens mooi daaroor dink, om te gaan van 'n enkel woordjie antwoord na en die ander net vir breër konteks, gewoonlik het hy nie geluister na wat mense om hom sê nie. Hy het nie gereageer op gesprekke rondom hom nie. So nou praat sy vrou op die foon en hy luister haar af, raak kwaad en skree 'n volsin van die kant af. Weet so dis nie net een stapie nie, daar's 'n paar groot funksionele spronge in daai wat vir ons baie beteken. Hy gaan iewers nou weer vir een van sy formele assessering. En dan sal ons nou nommertjies hê om te kan sien hoe van die tellings verbeter het, maar ja, daar's 'n klomp goedjies wat verbeter het, nie net met spraak en geheue nie, hy herken sekere van sy familielede wat hom bel wat hy nie voorheen onthou het nie. Hy loop beter, sy moes altyd by hom inhak. Weet baie van die demensie pasiëntjies het so skoffel tipe loopie en sy moes altyd by hom inhak en hom amper half aansleep. En hy loop self. Hy loop vinnig genoeg, sy het nie meer nodig om by hom in te hak nie. Sy familie wat met hom te doen het, almal weet kan getuig hoe hy beter onthou en hoe hy beter praat en ook die uitdrukking op sy gesig. Weet hierdie pasiëntjies het 'n tipe uitdrukking op hulle gesig waar hulle is hier maar ook nie hier nie. Ja, hy is amper meer teenwoordig. Ja, so maar as 'n mens met hom praat, dit sy oogies is oop, dit is helder, hy kyk jou in die oë, hy luister wat jy sê. So ja, daar is vir ons met 'n redelike merkwaardige tekens van vordering en ons sien uit om te sien wat dit in die nommers doen. Op hierdie stadium weet ons ook nie, is dit veranderinge wat nou na 'n maand stop en dan bly dit op daai vlak, hou dit aan verbeter en tot op watter punt. Dis nou weet goed wat ons nou met die navorsing moet na kyk en sien wat is die verwagte veranderinge, hoe lank hou dit aan en watter areas spesifiek word die beste verander daardeur. Die operasie het jy in jou span verniet uitgevoer en eintlik kos dit R250,000. So daar is 'n groot koste daaraan gekoppel wat mediese fondse nie op die oomblik dek nie. So dis natuurlik 'n struikelblok om hierdie behandeling by die regte mense uit te kry. So daar's 'n paar probleme van die mediese fonds oogpunt. Dis verstaanbaar, enige nuwe ding. Daar's elke mediese fonds het baie streng riglyne en spanne wat na navorsing kyk en dit is goed en reg so, want andersins jy weet sal elke Jan Rapp en sy maat met 'n dingetjie uitkom en die mediese fondse moet nou daarvoor betaal. So hulle het hulle sisteme. Ons challenge, as ek dit so kan sê, is om genoeg navorsing en data bymekaar te kry en weet nie net ek nie, maar al die spanne wat daarmee werk in die wêreld, dit te publiseer en sodra dit gepubliseer is, dan is dit eers op daai punt waar mediese fonds navorsingsspanne kan kyk na wat is beskikbaar,
hoe goed was die navorsing gedoen en is daar duidelike tekens van dat hierdie goed en veilig is vir pasiënte voordat hulle dan 'n besluit sal maak oor of hierdie kan verder gaan. In die tussentyd, die ander struikelblok is daar's soos ek sê 3 op hierdie stadium 3, miskien 4 plastiese chirurge in ons land wat enigsins in die limfgoed belangstel. So dit gaan ook al 'n redelike tydjie vat vir opleiding om op die punt te kom waar dit in meeste hospitale beskikbaar is. Dis nie iets wat oornag gaan gebeur nie en dit is ongelukkig een van daai klein superspesialiteit hoekies van 'n dissipline wat nie almal in belang stel nie. So dit gaan 'n rukkie vat, maar op hierdie stadium kry ons die goedjies in plek vir die mense wat wel belangstel. Dit is ook 'n wonderlike geleentheid vir die privaat sektor en sponsors om betrokke te kan raak, om navorsing te kan help befonds en om deel te raak van die proses. Maar ons gaan sien hoe dit vorentoe stap. En ons gaan dit ook dophou. Baie dankie Dr. Moody vir die tyd en dat jy al hierdie wonderlike positiewe terugvoer met ons kom deel. Ons waardeer dit. Dis 'n groot plesier, dis my voorreg. Dit is dan al vir vandag. Baie dankie dat jy gekyk het. Hou Goeiemôre Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in diepte gesprekke soos hierdie. Tot volgende keer. Totsiens.